Amen. Baie dankie. Baie welkom en het is goed om elkeen van u te sien. Ek wil vanmôre, toe ek in Swans was en die Here by Botswana was, toe die Here begin praat met my. En toe ons nou laasweek in die terugkom, toe laat weet my vrou, daar's 'n jong dame in ons gemeente, die Engelse gemeente wat oorlede is. En toe bevestig die Here net met my, met waaroor moet ek praat vanoggend. En die titel van my boodskap, u weet ek is nie baie goed met titels nie, maar die titel van my boodskap vanmôre is jy gereed? Is jy gereed? En ek wil oor iets praat wat ons nie van hou om te praat of eers te bedink nie. Ons vermy dit soos masels. Want ons wil nie daaroor praat, ons wil nie dink nie, want dis vir ons nie 'n aangename onderwerp nie, en dis die dood. Alhoewel dit iets is wat met ons almal gaan gebeur. Jy en ek kan verseker wees, dit kom, een of ander tyd. Maar ons vermy dit. Ons wil nie daaroor praat nie. Dominees, pastoor moet nie daaroor praat nie. Maar ons moet daaroor praat. En ek wil met jou daaroor praat. Ek het in die afgelope jare baie met jou gepraat oor ons doel in die lewe. Your purpose, jou doel in die lewe, en ek gaan nie vanmôre daaroor praat, maar ek baie daaroor gepraat wat baie belangrik is. Ek glo nie genaan vat vanoggend nie. Wat waar is, en ek moet met my verantwoordelikheid teenoor jou, wat hier sit vanmôre, wat deel is van die liggaam, my verantwoordelikheid is om vir jou te sê wat jou doel in die lewe. En jou te help om daai doel te vervul. Baie belangrik. Maar die tweede ding wat ek vir jou moet sê en voorberei is, jy gaan doodgaan. En dat jy gereed moet wees vir die dood. Die dood is nie iets waarvoor ons moet bang wees nie. Ek wil vir jy 'n voorbeeld gee van toe ek op die pik was, toe ek geswat het in my laaste jaar. Jy het 'n klomp vakke wat nou nie jou hoofvakke is nie wat jy moet loop. En baie dosente, selfs ek weet die kinders deesdae, hulle werk net ou vraestelle, werk deur ou vraestelle. Ek nou dag weer vir 'n ma gesê, laat jou seun net ou vraestelle deurgaan, want lyk my dis die antwoord. Nou toe ons op universiteit was, het van die dosente gesê, werk jy ou vraestelle deur, dan gaan jy weet wat gevra gaan word. So stap ek in my kamermaat biblioteek toe. Ek was glad nie lief vir die biblioteek nie, en my kamermaat het maar geaard na my. Ons was nie lief vir die biblioteek nie, maar ons het gegaan. Ek weet nie hoekom nie, maar ons het gegaan. En ons gaan na een van die vakke wat ons sou skryf is godsdienstonderrig. Ons gaan na die leer toe en ons begin deurblaai. En soos wat ons deurblaai, sien ons maar hierdie dosent vra dieselfde vraag elke keer. Ons kyk na die vorige vraestel wat gevra is, so sien ons, maar dit lyk baie bekend. Sy naam was Joseph Thomas, so 'n jong man, hy was jonger as ek gewees. Hy spring, ek sê vir hom, spring op jou fiets, gaan gou kamer toe, gaan kyk hoe lyk ons vorige vraestel. Hy ry toe op sy fiets, kom terug, hy sê, ons kyk, dis presies dieselfde vraestel, wat ons skryf het is in die leer. Toe kom ons tot die slotsom. Die volgende vraestel wat ons gaan skryf, gaan presies dieselfde een wees. En ons was voorberei, en toe ons daar kom, toe is dit so. Maar ons is toe nou slim genoeg, ons het vir niemand gesê, nommer 1. Nommer 2, ons het gesorg dat ons nie volpunte kry, want so slim was ons nie. En ons het nie gesê, wat 'n vraag moet jy verkeerd antwoord, maar, wat vir my goed is, wat ek met u wil deel is, as jy weet wat 'n vraag gevra gaan word,
dan kan jy voorberei wees as jy daar kom. As ons weet wat gevra gaan word in die hiernamaals, dan kan ons voorbereid wees vir dit wat kom. En dan kan die dood nie vir ons skrikwekkend wees nie. Of moet die dood nie vir ons skrikwekkend wees nie. Ek wil vir u sê, ek weet daar's minstens 2 vrae wat gevra gaan word. En ek wil vir jou die antwoord gee voordat jy daar kom. Hoekom? Sodat jy gereed sal wees as jy daar kom. Ek sê nie dis, en dit gaan nie fisies vrae wees. Jy gaan nie daar sit en die Here gaan sê, hier is vraag 1, vraag 2 nie. Maar dis wat gaan gebeur, wanneer ons oë oopmaak, daarbo, en ek sê daarbo, want ek wil nie sê dis in die hemel, dis in die paradys nie, dis nie waartoe ek wil gaan nie. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, is jy gereed. As jy jou oë gaan oopmaak, van ons gaan sterf verseker. Van ons gaan hy gaan ons dalk omhaal. Maar die realiteit is, daar gaan 'n tyd kom, en 'n dag kom, wat jy hier jou vlees gaan agterlos. Dis 'n sekuriteit. Ek kan dit waarborg. My vraag is jy gereed vir dit? Want dit is belangrik dat ek vir jou sal sê, jy moet gereed wees, nommer 1, en die tweede ding wat ek moet sorg wat jy moet doen, dat jy jou doel op aarde sal vervul. Dis my verantwoording. Ek moet bid vir jy huwelik, ek moet bid vir dat jy geseënde tyd sal hê, ek moet bid dat jy voorspoedig sal wees, 'n lekker werk gaan hê, al daai tipe goed. Maar die 2 belangrikste goed wat ek moet sorg is, dat jy jou doel op aarde, waarvoor hy jou geskep het, dat jy dit sal vervul. En nommer 2, dat jy gereed sal wees, wanneer jy oë toemaak. En ek wil begin, ons gaan na Romeine 14 toe. En ek gaan nie vanmôre alles praat, volgende week wil ek bietjie meer praat, kom ek sê sommer nou al vir jou, ek wil môre met jou praat oor, is jou streep getrek, is daar 'n streep getrek vir jou lewe? En wie trek die streep? Ek sal bietjie meer daaroor uitbrei volgende week. Maar hierdie week wil ek vir jou sê, ek wil vir jou, en ek gaan net 1 vraag antwoord. Ek wil 1 vraag gaan ek antwoord, die tweede gaan ek dalk by uitkom, maar kom ons kyk na Romeine 14. Romeine 14, vers 10. Ons begin na 14 vers 10. Hy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal, nie sommige nie, want ons sal almal voor die regte stoel van Christus gestel word. Kom ons stop net eers daar. Onthou, Paulus praat hier met die gemeente. Hy praat met die kerk. Hy sê, wat is julle so besig met ander mense? Te kritiseer en te sê, daai foute en die sonde en daai goed. Hy sê, wat fokus julle op ander mense? In plaas dat jy kyk na jou eie lewe. Dis waarvan hy praat. Nou sê hy, ons sal almal, maak nie saak wie jy is nie, ons sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons gaan aan vers 11, want daar is geskryf, so waaragtig as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. Met ander woorde, hy spesifiseer hier. Hy sê hier so nie net blank is nie. Jammer om te sê. Hy sê elke volk, elke taal, elke nasie, elke geloof of ongeloof sal voor God verskyn. Maak nie saak wie jy is nie, sal voor God verskyn. Ons gaan dan in vers 12. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. My boetie en sussie, ek en jy, as ons oë hier toe maak, gaan jou liggaam
En ek wil nie daaroor praat, ek sal dalk nog 'n bietjie daaroor bietjie praat. Jou liggaam gaan bly. Wurms gaan hom opeet. En jou gees gaan opgaan na God toe. En gaan verskyn voor God. Reg, kom ons gaan dan na die tweede gedeelte wat ek met jou wil deel. Kom ons gaan na Openbaring 20 toe. Openbaring 20. En voordat ons daar gaan lees, wil ek net sê, vir u sê, ons hou nie daarvan om daaraan te dink of te praat nie, omdat dit vir ons 'n slegte ervaring is, en dis waar. Dis waar ons neem afskeid van iemand, van wie ons baie lief is. Maar ek hou daarvan eintlik om te sê, iemand gaan nie dood nie. Want in waarheid gaan niemand dood nie. Daar's 'n skeiding van jou liggaam wat gaan doodgaan, maar jou geesmens bly vir ewig lewe. En daarom, ek dink dis hoekom Jesus baie keer gesê het, die persoon slaap. Hy het nie gesê hy is dood nie, en Lazarus op hom en sê ja, maar hy is dood, maar hy het gesê hy slaap. En ek dink die term hiervoor is omdat niemand eintlik doodgaan nie. Jou liggaam gaan dood, maar jou geesmens bly leef. En Spurgeon, ek dink Spurgeon wat gesê het, elke mens wat gebore word, dat net kyk hoe hy dit gestel, is gebore vir die dood. Elke mens wat gebore word, is op pad na die dood. Ekskuus, dis die beter vertaling. Elke mens wat gebore word, is op pad na die dood. En dan sê, die dood is die begin van die lewe vir Christene. Die dood is die begin vir die lewe vir Christene. En dit is my wonderlik om dit te kan deel met jou vanmôre. Toe jy gebore is jy gebore om dood te gaan. En die dag as jy doodgaan, dan gaan jy vir ewig lewe. Dis as Jesus koning vir jou lewe is. En dis die vraag. Die eerste vraag wat vir jou gevra gaan word, as jy daar kom is, wat het jy met Jesus gedoen? Dis die eerste vraag wat vir jou gevra gaan word. Soos ek sê, dis nie 'n vieze vraag nie, maar wat het jy met Jesus Christus, die Christus, gedoen? Ek kan jou nou waarborg, dis wat vir jou gevra gaan word. Kom ons lees, Openbaring 20, vers 11. Hy sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, wie sy aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar het geen plek vir hulle gevind nie. In vers 12 baie belangrik. Hier sien ons die groot wit troon, in Jesus, as hy praat van hom, is dit Jesus wat op die troon sit. Hy sê, vers 12, baie belangrike vers, hy sê, en ek het die dode, klein en groot, en as hy praat van klein en groot, praat hy van fisies, kleintjies en grootes, maar hy praat van hier van stand van die lewe, vername mense, belangrike mense, minder gegoede mense, arm mense, almal verskyn voor hom. Ek lees weer, hy sê, ek het dode klein en groot voor God sien staan. En belangrik, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van lewe is ook geopen. Met ander woorde, as jy voor die troon gaan kom staan, gaan jy aan die een kant sien, en ek wil nie sê regs en links nie, aan die een kant gaan jy sien boeke, 'n klomp boeke, aan die een kant. En aan die ander kant, net een boek. Hierdie kant gaan wees die boek van die lewe. Aan die ander kant baie boeke. En die rede vir die baie boeke, want Jesus het self gesê, nou is die poort wat gaan na die lewe. Min wat daarin gaan. En dan praat hy van baie, die breë weg wat verlore gaan.
Maar daar's twee groepe boeke. Daar's twee boeke. Daar's 'n klomp boeke. Aan die een kant en aan die ander kant een boek. Die boek van die lewe is geopen. Kom ons gaan aan. En die dode is geoordeel ek lees weer. En die dode is geoordeel na wat in die boeke, in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Met ander woorde, hier wat die hoopboeke is, daar staan name in van mense wat nie weer gebore is nie. As hy praat van en die dode, praat hy van mense wat die lewe in Christus Jesus nie aanvaar het nie. Hulle name is hier geskryf en al hulle werke, goed of sleg. Met ander woorde, in die boek is geskryf van mense wie in die dood nog is, wat Christus Jesus nie aanvaar en bely het as koning van sy lewe nie. En alles wat hulle gedoen het, staan daarin geskryf. Elke werk, elke ding wat in die duister gedoen is, sal geopenbaar word, sê. En dan sê vers 13, en die sê die dode gegee wat daarin was, en die dode ryk, het die dode gegee wat daarin is, en hulle is geoordeel, elkeen volgens hulle werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit gevind is, dat iemand nie opgeskryf is, was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Met ander woorde duidelik aan ons, Reine, jou paras nou in my keel. Jy het hom jou verhoog gelos. Met ander woorde, wat ons duidelik kan sien, mense wat nie Jesus Christus, die lewe in Christus Jesus ontvang het nie, sy name is almal geskryf in die boek van die boeke geskryf, met hulle werke, en hulle word op die ouende in die poel van vuur gegooi, waar daar verseker verdriet, hartseer, smarte is. Reg, waar is ek en jy? As jy weergebore is, dan sê die Bybel, jou naam word nou geskryf in die boek van die lewe. En hoekom word daai mense betaal volgens hulle werke? Want hulle het nie geglo in Jesus Christus, en hulle is nie regverdig verklaar deur God die Vader, as gevolg van sonde in hulle lewe. Omdat die loon van die sonde is die dood, sê die Bybel. God is heilig. En daar sal niemand voor hom verskyn met sonde nie. En omdat hulle sonde nie bely het nie, gaan hulle betaal vir hulle sonde en ongeregtigheid. Wat het gebeur met my en jou? Kom ons gaan na Romeine 4 toe. Jy kan die mense wat skryf 1 Johannes 1 vers 7 en 1 Korintiërs 6 vers 11, kan jy daarby skryf. Maar wat baie interessant is, Dawid het dit al geskryf in Psalm, dink ek 32. Want Paulus verwys nou daarna. Kom ons lees net kom ons begin met vers 3 dalk. Hy sê, ek is by Romeine 4. Hy sê, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit het hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Met ander woorde, as jy staat maak op jou werke, sal jy betaal volgens jou werke. Maar vir hom wat glo, word hy geregverdig soos Abraham deur sy geloof.
En dan hierdie gedeelte, vers 6. Hy sê, soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Hy sê vers 7, welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Baie belangrik. Met ander woorde, my en jou naam was ook in die boeke, maar toe kom die bloed van Jesus en hy bedek daai sondes. En daarom reken God ons nou regverdig. En daarom word luister mooi, daarom word net jou naam word nou geskryf in die boek van die lewe of die boek van die lam. Geen werke word daar geskryf nie. En ek sal volgende week praat oor die 2b gedeelte. Maar ons naam word geskryf in die boek van die lam of van die lewe, omdat die bloed van Jesus Christus ons werke bedek het, weggewas het, sê aan die skrif. En nou sê hy, God welgesalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe is en wie se sondes bedek is. Vers 8, baie belangrik. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Met ander woorde, wanneer God na my en jou kyk, dan sit hy ons sondes nie op ons rekening nie. Hoekom nie? Want dit is weggewas deur die bloed van Jesus Christus. En daarom wil ek vir jou sê, my boetie en sussie, is jy gereed? Is Jesus die koning van jou lewe? Dit is baie interessant toe ek nou hierdie dinge bepeins het, eintlik toe ek so 2 weke terug al, of 3 weke terug hieroor gepraat het, toe praat die Here my oor, dit gaan eintlik nie of jy hom ken nie. Dit gaan nie of jy hom ken nie. Dit gaan of hy jou ken. Kom ek wys jou, kom ons gaan so in Lukas 13. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor verhouding. Lukas 13, waar hy praat van die noupoort, en ek kan nie daai gedeelte lees nie. Kom ons gaan na vers 25, ons by Lukas 13. Kom ons gaan na vers 25. Jesus praat hier van die noupoort, en dan sê hy in 24, stry hard om in te gaan, en dan vers 25, hy sê, wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle, hoor, hy praat persoonlik, kom ons gaan net terug na vers 22, en onderwyl hy geleer het, en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgaan, en toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, met ander woorde, iemand vra vir hom, Jesus, is die mense wat gered gaan word, is hulle baie of is hulle min? En nou praat hy van die noupoort en die breë weg. En nou antwoord hy, kom ons lees weer 25, en wanneer die eienaar van die huis opgestaan het, en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan, en aan die deur klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, en hy antwoord vir julle en sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan kom nie. Hoor julle, waar is die klem? Die klem is nie of julle hom ken nie. Jesus sê, die eienaar sê, ek ken julle nie. Kom ons gaan aan. En hy sê vir hulle, ek ken julle waarvan julle kom nie. 26. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en het op ons strate geleer. Hulle sê toe my, Here, u daar tussen ons beweeg. U was in die kerk, ek het u ervaar, beleef. U daar op die straat geëet, u het gepraat met ons. Hoor wat sê die Here dan?
Dan sê hy, ons het in die teenwoordig geëet en gedrink en nie op straat gesê. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie van waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. En daar sal 'n geween en 'n kners van tande wees. My boetie en sussie, het is belangrik dat hy jou sal ken. Jou stem sal hoor. Gemeenskap met jou sal hê. En hy ken elkeen van ons harte. Die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Jy mag dink, maar ek ken hom. Ek ken hom. As jy daar bo kom sê, maar ek ken jou nie. Wie is jy? Ek het nooit persoonlike ontmoeting met jou gehad nie. Jy was in die kerk. Jy het saam gesing. Jy het soms gebid, gelees. Maar ek ken jou nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, my boetie en sussie, ken hy jou? Is jy gereed om hom te ontmoet? Want die realiteit is, sal hom ontmoet. Een of ander tyd. Dalk deur die dood. Dalk kom haal hy ons. Dalk die einde van die wêreld. My vraag is jy gereed? Ken hy jou? Praat jy met hom? Is hy jou koning? Is hy jou vader? Is hy jou alles? Dis wat belangrik is. Ek gee jou 'n vraag. Jy kan antwoord, kan jy kry. Ek het die vraag geken en die godsdienst vra. Presies geweet wat hy ons gaan vra. En ek was voorbereid. En ek wil vir jou sê vanmôre, boetie en sussie, wees voorbereid. Wees voorbereid. Want verseker gaan hy vir jou vra, ken ek jou? Ken ek jou? Tweede ding wat hy gaan vra, en ek gaan nie daaroor praat volgende, ek gaan afsluit. Tweede ding wat hy vir jou gaan vra, alles wat ek, en sal volgende weer daaroor praat, ek het vir jou so baie gegee, wat jy gedoen daarmee. En hy sê die toets gaan wees 4. 1 Korintiërs 3. Hy sê die toets gaan wees 4. Dit wat hy vir jou gegee het, gaan hy die brand kan weerstaan, of nie. Ek sluit af vanmôre. Is ek positief verseker? As ek dit deel met jou, is ek nie negatief nie. Maar ek moet vir jou sê, daar kom 'n dag. Ons weet nie wanneer nie, maar daar kom 'n dag. Wat jy oë te gaan toemaak. En is jy gereed om hom te ontmoet? Sy eerste vraag gaan wees, wat het jy met Jesus te doen? Is hy koning? Hy is dalk jou vriend. Hy is dalk jou helper. Maar hy wil koning van jou lewe wees. Kom sluit ons oë. Baie dankie Hemelse Vader dat U vir Jesus gestuur het. En hy die volle prys betaal het vir elke mens wat op aarde is. En dat ons deur geloof vanmôre kan sê, Jesus, ek het U nodig in my lewe. Ek wil vra dat U koning van my lewe sal wees. Dat ek en alles wat ek is, dat U my gekoop het, en dat ek aan U behoort. Dankie vir die prys wat U betaal het vir alle mense. En dankie dat U sê in die woord, U wil nie hê dat een verlore mag gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal ervaar. Almal se name sal geskryf wees in die boek van die lewe, die boek van die Lam. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier sit.
Help ons om gereed te wees vir daai dag. Ons weet nie wanneer nie, maar dit kom. Dit kom verseker. En dat ons gereed sal wees om U te ontmoet. Dankie dat U met ons gepraat het vanmôre. Dankie dat ons dit sal bepeins en 'n besluit sal neem om voluit vir U te leef, sodat U ons sal ken. Heilige Gees, ek wil bid en vra vir die wat nie seker is nie, dat U hulle sal begelei en sy help. In Jesus se naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen.